Okay, jaar 3, hierdie is julle leerpapier vir NS. So ons begin by hitte en temperatuur. So hitte is die oordrag van termiese energie van 'n stelsel na die omgewing of van een voorwerp na 'n ander weens 'n temperatuurverskil. Hitte word in joule gemeet en dis omdat warmte die oordrag van energie behels. Temperatuur is 'n meting van hoe warm of koud 'n stof voel en word gemeet in grade Celsius. Temperatuur meet die gemiddelde kinetiese energie van die dele in 'n voorwerp of 'n stelsel. Ons gebruik 'n termometer om die temperatuur van 'n voorwerp of 'n stof te meet. Daar is 3 maniere waarop termiese energie vanaf die voorwerp na 'n ander of vanaf 'n stelsel na die omgewing oorgedra kan word. Die eerste een is geleiding. Gedurende geleiding moet die voorwerpe aan mekaar raak vir energieoordrag om plaas te vind. So geleiding moet dit aan mekaar raak. Konveksie is die oordrag van termiese energie van een plek na 'n ander deur die beweging van gas of vloeistofdele. En dan straling is die oordrag van energie waar voorwerpe nie fisies aan mekaar raak nie. Straling benodig nie 'n medium nie en kan deur leë ruimte plaasvind, soos 'n heater. Dan kyk ons na die kook- en smeltpunt. Verdamping kan by enige temperatuur plaasvind. Wanneer dit kook, moet die vloeistof egter verhit word totdat dit sy kookpunt bereik. Borrels waterdamp vorm die vloeistof en styg op. Die temperatuur word met 'n termometer geneem. Dit kan gebruik word om uit te vind hoe warm of hoe koud iets is. 'n Termometer is 'n instrument wat temperatuur meet. Die kookpunt van water is 100 grade Celsius. En ys smelt by 0 grade Celsius en water vries by 0 grade Celsius. Dan smelting. Dit is wanneer 'n vaste stof in 'n vloeistof verander omdat hitte of energie bygevoeg word. Om ys te smelt, moet ons energie bysit om die temperatuur te laat styg tot smeltpunt. As ons egter water wil vries, moet ons die energie verwyder of uithaal totdat die temperatuur verminder tot vriespunt. Die omgekeerde proses wanneer stoom terugverander in water word kondensasie genoem. Om water te kook, moet jy energie bysit. As jy egter die waterdamp wil kondenseer, moet jy dit afkoel. Dan kyk ons na energiebronne. Brandstowwe, alle lewende dinge benodig energie. Dit is egter nie net lewende dinge wat energie benodig om te beweeg nie en verskillende prosesse uit te voer nie. Die masjiene en toestelle in die wêreld het ook energie nodig om werk te doen. Baie stowwe en organismes stoor energie wat dan gebruik kan word. Ons noem hulle energiebronne. Dit is energie wat in hulle gestoor is en kan gebruik word om iets te laat gebeur. Byvoorbeeld energie wat in petrol gestoor is, kan gebruik word om 'n motor te laat ry. As ook 'n battery wat in 'n flits ingesit word, gaan maak dat die flits se liggie skyn. So jy kry 2 hoofbronne van energie. Hernubare bronne is wat herwin of hergebruik kan word. Onthou, dis wat ons sê, jy nie voor betaal nie en dit kan nie opgebruik word nie. En dan nie hernubare bronne kan nie hergebruik word nie. Daar's 'n beperkte hoeveelheid beskikbaar. Dit is waarvoor ons betaal en wat gemyn word. Dan kyk ons, petrol en diesel word meestal gebruik as brandstof vir motors, vragmotors en motorfietsse. Hulle word uit olie vervaardig wat 'n fossiel brandstof is, wat vanuit die oorblyfsels van dooie prehistoriese diere gevorm word. Steenkool is die algemeenste energiebron wat deur kragstasies gebruik word om elektrisiteit op te wek. Aardgas is die algemene naam wat gebruik word om 'n mengsel van gasse te beskryf. Aardgas kom in diep ondergrondse rotsformasies voor, gewoonlik saam met ander fossiel brandstowwe soos olie en steenkool. Nie hernubare energiebronne speel 'n rol in ons lewens en 'n manier waarop ons wêreld vandag werk. Daar is egter ernstige bedenkinge oor ons afhanklikheid van nie hernubare energiebronne. Eerstens is daar slegs 'n beperkte hoeveelheid beskikbaar en dus sal hierdie energiebronne eendag opraak. Nog 'n groot nadeel van die
brand van fossiel brandstowwe, is dat dit kweekhuisgasse in ons atmosfeer vrystel. Kweekhuisgasse is teenwoordig in ons atmosfeer en help om die aarde se temperatuur te beheer. Die aarde se oppervlak gee warmte af, van die warmte ontsnap in die ruimte in, maar die meeste word deur die kweekhuisgasse geabsorbeer en heruitgestraal om die atmosfeer en die aarde se oppervlak verder te verwarm. Hierdie natuurlike proses word die kweekhuiseffek genoem. Onthou, ons het ook gesê, as gevolg van die kweekhuisgasse het ons nou aardverwarming of global warming. Kyk ons hierso na die prentjie. Dis 'n glaskweekhuis wat die son se energie vasvang en dit verskaf 'n warm omgewing vir die plante, net soos die kweekhuisgasse in ons atmosfeer doen. Dan kyk ons hierso, hierdie is baie belangrik. Hernubare en nie hernubare energiebronne. Hernubare, onthou, is dit wat ons oor en oor kan gebruik. So dit is sonlig, wind, natuurlike gas en water. En dan nie hernubaar is uran, steenkool en olie. Onthou, ons moet hierdie goeders myn. Hierdie goeders kry ons natuurlik voor. Jy betaal nie vir die sonlig nie, jy betaal nie vir die wind nie. As jy op 'n plaas bly, dan kan jy jou eie natuurlike gas of metaan skep. En water, ons betaal nie vir die reën nie. Dan potensiële en kinetiese energie. Energie kan nie geskep of vernietig word nie. Energie is die krag wat alles in jou wêreld laat gebeur. Dit kom in verskillende vorms voor. Energie kan gestoor word as chemiese energie, soos energie wat opgesluit lê in petrol, die kos wat jy eet en batterye. Energie kan in twee groepe verdeel word. Potensiële energie is energie wat 'n voorwerp het vanweë sy posisie in 'n stelsel. Onthou, ons het gesê dis energie wat stil staan. En kinetiese energie is energie van bewegende voorwerpe. Dan kyk ons na elektrisiteit. Die woord elektrisiteit het eeue gelede by die ou Grieke ontstaan. Elektron was hulle woord vir amber of versteende boomgom. Elektrisiteit is 'n natuurlike krag, die krag wat deur 'n donderwolk skeer, maar ook ewe sagkens die gloeilamp in 'n flitslig laat gloei. Die kragtige verhaal begin by die buitewyke van 'n atoom. Alle vaste dinge, vloeistowwe en gasse in en rondom ons bestaan uit miljoene onsigbare klein boustene wat atome genoem word. Hierdie is baie belangrik. So kyk na die prentjie. In die buitewyke is jou elektrone, jou protone is binne, jou neutrone is binne en jou kern is hierdie hele gedeelte. Die hele sirkel word die kern genoem. Dan kyk ons veiligheid met elektrisiteit. 'n Kortsluiting ontstaan as te veel stroom deur 'n deel van die stroombaan vloei. As dit gebeur, word dit opgewek en dit kan dele van die stroombaan smelt of andersins beskadig. Om dit te voorkom, gebruik ons 'n sekering of 'n stroombreker in 'n stroombaan. 'n Kortsluiting kan baie gevaarlik wees. As 'n kortsluiting voorkom, kan dit 'n brand veroorsaak. Dit kan gebeur waar daar ook al 'n elektriese stroom vloei, soos in huise, fabrieke, motors en vliegtuie. Dan kyk ons na 'n sekering. In Engels is dit 'n fuse. Hierdie is al die verskillende sekerings wat 'n mens kry. 'n Sekering bestaan uit 'n metaalstrootjie wat met isolasiemateriaal bedek is. Dit word in serie in 'n stroombaan gekoppel sodat al die beskikbare stroom daardeur kan vloei. As die stroom te groot is, smelt die metaalstrootjie en die stroombaan word verbreek. Die stroom hou op vloei. 'n Sekering moet vervang word as dit gesmelt het. Dan kry jy 'n stroombreker. Die naam sê vir jou presies wat dit doen, dit breek die stroom. Soms wanneer jy 'n elektriese toestel by die huis aanskakel, slaan die hoofskakelaar af. Dit gebeur omdat daar 'n stroombreker is. 'n Stroombreker is 'n elektriese skakelaar wat ontwerp is om 'n elektriese stroombaan te beskerm.
Dit skakel outomaties af as die stroom te sterk raak. Dit kan anders as 'n sekeling herstel en hergebruik word. En dan die laaste een is 'n aardlekkasiestelsel. 'n Elektriese skok kan iemand ernstig beseer. Die doel van die aardlekkasiestelsel is om beserings aan mense en diere wat deur elektriese skokke veroorsaak is, te voorkom. Daai is ons leerpapiere vir NS. Julle moet lekker leer.